Hulle het gedink dat ek is alreeds weg met verlof, maar dit is toe nou nie so nie. Ek is eers van volgende week met verlof, maar Sondagmôre en hierdie Sondagmôre wat nou kom en volgende Sondagmôre wat kom gaan Pastor Tiaan hier bedien, 'n jong man. Hulle het nou onlangs 'n babatjie. En kom luister na die nuwe generasie. Kom met 'n verwagting, kom sê Here, ek het gekom vanmôre want my hart is vol verwagting aan wat U wil doen en wat U vir my wil sê uit die woord. So kom ons staan saam. Ja, kom ons gee die Here hande klap. Kom ons gee die Here want hy is goed. Halleluja, kom, praise on. Halleluja, dankie Jesus. Ons vanmôre aan U al die lof kan bring en al die eer kan gee, Here, vir wie U is en wat U al gedoen het. Here, ons kyk uit met 'n verwagting vanmôre, ons kyk uit met 'n hart vol vreugde en vol wonder oor wie U is en wat U al gedoen het. Ons kyk uit, Here, dat U is die God van die vermenigvuldiging. U is die God van die seën, U is die God van die herstel, U is die God van genesing. Here, ons dank U vanmôre dat in 'n dankbare hart ons kan kom, dat dit gaan goed met ons families, dit gaan goed met ons kinders, dit gaan goed met ons kleinkinders. Here, ons kom om dankie te kom sê, en ons dankie Vader dat U ons voor mee gaan. Vanmôre wil ons bid vir Janine se pa, ons wil bid vanmôre vir Chrissy, ons wil bid vir Jenny, ons wil bid vanmôre vir Here dat U 'n magtige wonderwerk sal doen vanmôre. Dat almal in die huis gaan geraak word, gees, siel en liggaam. Dat Here 'n rus in hulle harte sal wees, 'n vrede en hulle denke sal kom. Want U alleen beheer, U alleen is in beheer. En ons dank U daarvoor vanmôre in die wonderlike naam van Jesus. Amen. My God is so goed, so sterk en so machtig, en wat my God nie kan doen. Die berge naby, die see en vallei, dat is wat my God nie kan doen. En die aarde, door sy heilige naam, en ons allemaal so slaan. Ja, my God is so goed, hey, ja, my God is so goed. So sterk en so machtig, dat is wat my God nie kan doen. Die berge naby, die see en vallei, dat is wat my God nie kan doen. En die aarde, door sy heilige naam, en ons allemaal so saam. Ja, my God is so goed, hey, hey, ja, my God is so goed, hey. God is so groot, kom aan, sê kom vanmôre, omdat hy so groot is. Kom ons sê net bietjie om al die lof, al die eer, al die aanbidding vanmôre, want hy alleen is so groot. Amen. Dit laat my so lekker sing, dit laat my so lekker sing, my sonde is vergewe en het gaan vergewe, dit laat my so lekker sing. Oh, dit laat my so lekker sing, dit laat my so lekker sing, my sonde is vergewe en het gaan vergewe, dit laat my so lekker sing. Oh, dit laat my so lekker sing, dit laat my so lekker sing, my sonde is vergewe en het gaan vergewe, dit laat my so lekker sing, dit laat my so lekker sing. Kyk maar uit, wil my so lekker
Kom ons probeer weer. Want dit borrel, 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 borrel binne my. As ek in die huis havens koop, of in die tempelhavens koop vir brandstof op die paai en koud, en ons kom by die gemeente soos nou, wat dit borrel, borrel, borrel binnekant my. Die persoon daar by die ander kant die kerk, wat gaat behoorlijk gaan beleef en sê, weet jy wat, hierdie mense was in 'n oomblik by die Here. Amen. Want dit borrel, 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 borrel binnekant my. Here, die Heilige Gees, want hy borrel, 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 borrel binnekant my. Dankie Jesus, halleluja.
Daar is niks in die lewe, daar is niks in die aarde, daar is niks in al die hemel, oor die. Daar is niks in die lewe, daar is niks op die aarde, daar is niks in al die hemel, wat vir my meer beteken as niks meer as daar is niks in die lewe, daar is niks op die aarde, daar is niks in al die hemel, oor die. Daar is niks in die lewe, daar is niks op die aarde, daar is niks in al die hemel, wat vir my meer beteken as niks meer as niks meer as niks meer as oor Jesus, niks meer as niks meer as daar is niks in die lewe, daar is niks op die aarde, daar is niks in al die hemel, oor die. Daar is niks in die lewe, daar is niks op die aarde, daar is niks in al die hemel, wat vir my meer beteken as niks meer as Jesus, niks meer as niks meer as niks meer as Vader, ons verwag vanmôre dat U die God is van die wonder. As ons verklaring bring, Here, sê niks meer as U, dan bedoel ons, Here, dat daar is niemand anders. Kom ons steek ons hande op en sê op vanmôre, Here, daar is niks meer as U. U saba dine, kusharo magesa dine, ons abedie, kurie. U saba dine mahasine, ons abedie, niks meer as U. Daar is niks meer as U. Daar's niks meer as U. Niks meer as U. Toe Bartimeus voor die Here kom staan, vra Jesus die woord en hy sê, wat is dit ek vir jou kan doen? Vanmôre sê die Here vir jou, vanmôre sê hy, wat is dit wat ek vir jou kan doen? Miskien sê jy in jou hart, Here, dit wat ek versoek, dit wat ek nodig het, is nie die vermoëns van hierdie bome en mure nie, dis veel meer. Hy sê vir jou, dis niks meer as U.
Daar's niks meer as ek, sê die Here vanmôre. Daar is niks meer. Kina masama esa mamande. Asuro gehasa. There's niks meer as ek. Is die laaste gekom. Niks meer as ek. Jesus, ons kom vanmôre en ons kom sê, Here, daar's niks meer as U. Daar is niks meer. Omdat U goed is, omdat U groot is, omdat U almagtige God is. Vanmôre kan ons kom en sê, Here, sal U nie my saak hoor vanmôre? As daar mense vanmôre wat 'n saak voor die Here het, steek gou jou hande op. Dankie, reg by die plek. Dit is saak vanmôre voor die Here. Here, as U my saak sal hoor vanmôre. Ken dan maar, seker. Here, ons kom na U toe. Ons kom na U toe, Here. Ons die begin van die jaar. En dis die reg vanmôre dat ons 'n tyd van stryd en 'n tyd van gebukkend moet gaan onder omstandighede, omdat U alleen ons God is. Ons draai terug vanmôre, ons draai terug na U vanmôre en sê, ons erken geen ander God, geen ander uitwerk behalwe U nie. Ons antwoorde lê by U, Here. Ons wonderwerk lê by U. Ons uitkoms lê by U. Ons herstel lê vanmôre by U. En Here, ons bring ons saak vanmôre na U toe. En sê in Jesus naam, met goddelike genesing, goddelike voorsiening, goddelike herstel. U is die een wat verhoudinge weer heel maak vanmôre. Wow! U is die een wat in die hospitaalsaal inloop en bring genesing vanmôre. U is die een wat die guns van God na ons toe draai vanmôre, want U alleen is Jesus, die Seun van die Allerhoogste God, wat vir ons vra vanmôre, wat is dit wat ek vir jou kan doen? Sê Here, ons gee onsself. Ons kom gee onsself vanmôre in die wonderlike naam van Jesus. En die gemeente van die Here sê, Amen, Amen, Halleluja. Ja, kom ons loop die Here, kom ons loop. Dis die moeite werd om die Here te kan loof en die Here te kan prys na Jesus. Om die Here te kan eer en vereer vir wie en wat hy is. Somebody staan met die self en waar sy, somebody staan met die dankie. Nee, miskien moet jy niemand kan jy sien, kom hier na toe, kom hier na toe, kom hier na toe. Daar is twee van ons kinders wat uitstekend gedoen het. Hier is die voorloper van sy betaal. Sy het 5 onderskeidings gekry. Ja, my klas is sommer baie laag. Maar het jy nie afpakke, maar sy gaan jou neergegee. Maar dit is goed so. Sien ons is oud, sien jy dit? Dis oké. Wil jy ons sê vir jou geluk, my sê? Ja. Geluk. Jy sê, dis een van ons eie kinders. En nou sal mense sê, so waar is hy opgewonde? Want ek het ook 'n onderskeiding gekry dat ek in skool uitgegaan. Hulle het vir my getuienis gegee. Ek groot gewerk. Ek sê, ons is so bly
dat jy weggaan. En die hoof het my tot in die gang gekry en sê, wat gaan jy volgende jaar doen? Sê, ek gaan trou. Toe sê, nee, sê, ek sê, meneer, ek gaan trou. Die God van die vermenigvuldiging. Vra, en hy sê, wat is dit wat ek vir jou kan doen? En wanneer ons is vleeslik, ordentlik in ons op terugsit en sê, Here, daar is soveel dinge wat ek in gedagte het wat U vir my kan doen. En dan sê die Here, goed, ek gaan dit doen. En dan bly ons stop. Wie al die ervaring gehad met die weet jy wat dinge begin te loop, die Here weet om dinge te doen, en ewe skielik loop jy uit stoom uit. Niemand steek hulle hand op so nie. Die beloftes van die Here is nou naby, die beloftes van die Here is ja, en hulle is amen. Ja. Maar om dit te verkry, is daar 'n groot leemte. Woensdag aan by die war room, die mense sal my nie kwale neem om dit te sê. Ons het afgeskop verlede Sondag met die seën van die Here, en ek beloof in die 5de week van die afkondiging of die verkondiging van die voorsiening van God sal ek teruggaan na die seën van die Here en in diepte praat oor die seën van die Here net. Ons het gepraat oor 'n man met die naam van Jabes en die hoofstuk vers 10 van hoofstuk 4 gaan so en hy sê, en Jabes en die God van Israel aangeroep en gesê, as U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en die hand met my sal wees en U onheil afweer, sodat geen smart tref nie, en God het laat kom wat hy begeer het. Jy kan het onthou. Ek het lees woensdag aan by die war room en te sê, nou waar trek julle as 'n groep mense? Waar is jou verbetering? Waar is jou groei? Waar is jou intensheid oor wat God se woord gesê het? En almal het my so aangekyk as om te sê, wie gee jou die reg om daai vraag te vra? Hoe het ons gevorder van daar tot hier? En dit is vir my nogal hartgrypend. Want die skrifte wat gegee word, gee die Here vir die gemeente as die oprigting. Die rede waaroor as skrif in die woord van God gelees word, is nie om jou kennis gee, jou te wys hoe slim die pastoor is, of hoe nie so slim hy is nie, maar is daar om die gemeente te voed met hoop, met geloof en met vertroue. So ons kan nou 'n maand spandeer oor die gedeelte van Jabes, maar as dit nie in jou hart groei nie, gaan dit oor jou kop en dan gaan iemand anders gebruik word. Want daar is 'n tyd en 'n plek om die gees van God te hoor, en dis nou. Jy sien die seën van die Here is 'n frustrasie tot die tyd. Want party mense het nie eens die geld, dit saak om die geld, om 'n brood daagliks op die tafel neer te sit, maar nou kom die kerk en die kerk praat oor die goddelike voorsiening van God, en die kerk vertel hoe om dit te doen, maar omdat ek nie belangstel om dit toe te pas en die woord van God te glo, dat die God van die woord is die God wat in my hart is, die God wat voorsien, en God wat wil herstel. Dankie. Dan hoe gaan ek vanmôre oor en ek praat oor die God wat jou terrein wil vergroot. Die God wat vermenigvuldig en hy sê in die tweede deel, hy sê dat hy gebruik hierdie woorde, hy sê dat ja, is die God wat is aangeroep, as hy my ryklik seën direk daarna en my grond vermeerder. My grond moet vermeerder word. Ek
ek as 'n persoon moet in my kapasiteit van wie God is en wat God doen, moet ek in die gebied van my geestelikheid vergroot. Ek moet vergroot as man van my huis, as hoof van my huis, as diensknegt aan die Here, moet ek my grondgebied vergroot. Waarom? Want die God wat ek dien is die vermenigvuldigingsgod. Hy het die kapasiteit om jou grond te vermeerder en jou meer te gee as wat jy ooit gehad het, omdat jy belangstel om te hoor wat sê sy woord vir jou vanmôre, en nie gaan toelaat dat die volgende ouer, dat ek gaan nie die woord praat gebruik nie, maar ek gaan amper vraagsigtig wees en te sê, hierdie woord sal my nie verbygaan nie, hierdie woord gryp ek aan met alles wat ek het. Waarom? Want Here, ek verwag dat U my grondgebied gaan vermeerder. Hoe gou? En Jabes het God van Israel aangeroep en gesê, omdat U my gebied sou vergroot. So het God hom gegee wat hy versoek het. 'n Definisie van die sleutelterme, die vergroting gebied. Hy sê, dit beteken gebied. Hy sê, beteken 'n fisiese grond en word toegepas op jou bediening en op jou besigheid. Besigheidsmense moet jou oor hê om te hoor wat God kan doen vir jou. Besigheidsmense kry visie dat God jou grond wil vermeerder. He wants to make it greater. He wants to make it bigger. Hy sê die volgende, elke plek waarop jou sole van jou voet val, sal joune wees. Van die wildernis van die Libanon tot die riviere van die Eufraat-rivier, sal tot in die Middellandse See, sal jou gebied wees. Deuteronomium 11 vers 24. Vergroot beteken om oorvloedig in grootte toe te neem en selfs om te vermeerdervuldig, om 'n besigheid hier te hê en 'n besigheid daar te hê. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Hy sê, en vul die waters in die see, en dat die voëls van die aarde vermeerder. Die God wat jy dien, is in die vermeerdervuldiging diens. Amen. Halleluja. Prys hom. Die kenmerke van Jabes gebed vir die vergrote gebied. Hy sê uitgebreide gebied fokus daarop om beide jou besigheid en bediening te vergroot. Die Here het vir jou iets gegee. Jy het iets van die Here ontvang. Jy's 'n man van geloof, jy's 'n man van staan, jy's 'n man van dinge doen. As jy 'n ding vat, dan loop jy met hom. Jy het 'n natuurlike aanklank in dit wat die Here jou talent voorgegee het. Groot gebied berus nie op jou eie inisiatief nie, maar op God se ingryping. My vergroting van my gebied gaan nie gebeur omdat ek so great is, maar omdat die Here so goed is. Hy sê vergrote gebied beïnvloed jou lewe en bring uitdagings en verandering. Halleluja. Hy sê die groot gebied beïnvloed jou lewe en bring uitdagings en verandering. Jou vergrote gebied in jou lewe bring uitdagings en dit bring veranderinge. Dis 'n uitdaging, come on. Dis 'n uitdaging waarvan niemand hou nie. 'n Uitdaging, mense hou nie van 'n verandering nie, mense hou nie van 'n uitdaging, maar dit is wat gaan gebeur as jou gebied vergroot word. Hy sê, vergrote gebied soek God se bonatuurlike uitbreiding sonder om enige voorwaardes aan hom te stel. Laat toe dat die Here kom en jou grondgebied vermeerder of te vergroot of jou besigheid te seën sonder dat jy 'n voorwaarde het. Jou voorwaarde is, Here, dat U my huis, my talent, my bediening, my besigheid sal kom vergroot.
Vergrootgebied sal beantwoord word as jy regtig meer vir God wil doen. Halleluja. As jy meer vir die Here wil doen. Ek het 'n man in my lewe wat 'n klein besigheid begin het. Hy sê, "Kom Annie, daar gaan 'n dag kom wanneer ek R1000 se tiende gaan gee." Dis ek prys die Here. Na 'n rukkie kom hy weer en sê, "Daar gaan 'n dag kom wanneer ek 10,000 tiende gaan gee." Ek sê, "Prys die Here." Sy besigheid groei. Hy sê, "Romanie, daar's 'n dag wanneer ek 100,000 rand tiende gaan gee." Ek sê, "Prys die Here." Nou dag sê hy vir my, "Andy, ek staan op 'n plek waar ek gemik om 'n miljoen rand se tiende te kan gee." Hoekom? Hoekom kan iemand so 'n droom hê? Die res die mense sê, "Nee, if you got no vision, God cannot bless no vision." As jy nie daar opstaan, jy weet nie wat om te doen, en het nie iets om te doen, dit beteken, jy is onvoorbereid vir vandag. Jou dag om hoop te wees, want weet, môre gaan ek opstaan. Ek gaan die Here prys nommer 2, ek gaan die Here eer, al is dit 15, al is dit 3, maar ek het 'n doel, dat is 'n rede hoekom ek my oë oopmaak, want die Here God Almagtig het 'n belofte aan my gegee, dat hy my grondgebied gaan vergroot. Halleluja. Kijk, ek weet, is nie almal se preek vanmôre. As you happy-go-lucky, is you happy-go-lucky, is you not gonna like the sermon? Want happy en good-lucky het nie 'n clue van voorbereiding, het nie 'n clue van dissipline, and is happy to go lucky. Jy kan dit sien in jou geestelike lewe, jy kan dit sien in jou gebedslewe, jy kan dit sien in jou woordlewe. Happy goes lucky, got nothing. Hy kan nie eens 'n woord uit God se woord uithaal om te sê, so spreek die Here. Waarom? Because daar's geen beplanning nie. Jou geestelike lewe ry in 'n sirkel van 'n 0 tot 'n 0. Hoekom? Want daar is geen beplanning vir die uitbreiding van wat God wil doen met jou. En die is Jabes. Hy sê, Here, ek glo as U my grond kan vergroot. Miskonsepsies, verwysend na die gedagte van die gebed. Wanneer God 'n nuwe grond oopmaak, sal ek nie onseker wees nie. En weer eens, soos laasweek se woord, daar sal vrees wees. Want die onbekende by God bring vrees, omdat dit vir ons onbekend is. Dink jy nie ek het vrees gehad toe die Here gesê het, los die trok, jy gaan nou Potchefstroom toe? My eerste keer in Potchefstroom, soos hier kerk vol mense. Jy sê, halleluja, het gaan na gemeente toe, vol mense. Maar ek hier kom, soos daar net 'n paar mensies voor. Wat 'n verrassing. Maar dink jy nie, ons harte was vol vrees, wat gaan word van môre? Wat gaan word van die voltydse beroep wat die Here op ons lewe eis? En hy sê, ek moet nou kom, is daar 'n vrees, daar's 'n ongekende, onbekende vrees wat na jou toe kom, omdat jy nie die bekendheid het, of jy ken nie, of jy weet nie, wat is die omstandighede nie, so daar sal 'n vrees wees. Kyk daarna en roep, want die kinders van Israel tot my gekom en sê, ek het die onderdrukking gesien waarmee die Egiptenare hulle onderdruk. Vers 10, kom nou, en ek sal julle lei na die volk, die kinders van Israel uit Egipte. Hy sê, maar Moses het tot God gespreek, hy sê, wie is ek, dat ek na Farao sou gaan, dat ek die kinders van Israel uit Egipte sal lei. Wie is ek? Wie is ek? Hoe kan ek dit doen, Here? Ek is maar een wat hakkel, ek kan nie mooi praat nie, maar U kies my. Wanneer God die nuwe gebied oopmaak, sal almal jou ondersteun. Toe Moses geantwoord en gesê, hy sê, maar hy wil my stem glo en nie luister nie, maar sê, Here, ek het nie van jou verskyn nie, ek het jou verskyn nie. My vertaling sê, ook die offisiere en die kinders van Israel, wat hierdie Farao se
opdragte oor hulle geplaas is, geslaan en gevra, hoekom het hulle nie gister en vandag, soos voorheen, hulle taak om die bagstene te maak vervul nie. Direk aanwysing na die situasie van die ondersteuning. Hy praat van wanneer God nuwe terrein oopmaak, sal ek begeer om te aanvaar en kwalifiseer word. Wanneer God sy nuwe terrein oopmaak, sal ek begeer om te aanvaar en gekwalifiseer word of wees. Come on. As die Here die terrein wil groter maak, wil ek daarvoor kwalifiseer. Kom kerk. Wanneer die Here maak die grond groot, wanneer die Here seën die besigheid, maar ek is nie kwalifiseer om dit te kan behartig nie. Amen. So terwyl die Here dit wil doen, vergroot my kennis. Kom kerk. Die kennis van wat die onderwerp, die plek waarin die Here jou gestel het, die Here jou gedoen het. Dit help nie ek neem 'n besigheid oor en ek neem 'n supermark oor en ek het niks van kredietwaarde, ek het niks van die stelsels nie. Ek weet niks, dan is ek 'n baas van 'n winkel wat ek nie kan begeer of beheer nie, omdat ek nie gekwalifiseerd is om dit te kan verrig. Kom aan. Ek gaan wat hy sê. Hy sê die voor, wanneer God nie meer terrein oopmaak, as ek nee sê, kan God 'n ander persoon vind. 'n Ander vrywilliger. Come on. Wil jy altyd terugstaan en iemand anders sien, jou deel kry? Come on. Kerk, is jy nie moeg dat iemand anders altyd wegloop met jou gedagtes, jou kennis, jou idees? Is jy nie moeg dat iemand anders altyd op die regte plek, op die regte tyd is, maar jy kom agterna daaraan? Nee, dis God se hart, dat sy kinders sal voordeel trek uit dit wat hy gee vanmôre, en dit is om jou grondgebied te vermeerder. Esegiel 22:29-31, hy sê die volgende: die mense van die land pleeg geweld en hulle beroofde goed toe. Hy sê ook verdruk hulle die ellendiges en behoeftiges en teenoor die vreemdelinge pleeg hulle geweld sonder reg. Hy sê en ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit sou kan, so ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind. Kom aan. Is daar niemand vanmôre? Is daar geen een in die huis van God vanmôre wat sê, ek is bereid om in die bres te staan? Is daar niemand vanmôre wat kan sê, ek hoor dat die Here wil grondgebied vergroot. Die Here wil my neersit op 'n ander plek. Die Here wil my verhoog in hierdie seisoen. Is daar niemand vanmôre wat sê, ek sal instaan, ek sal intree? Amen. Is jy hier vanmôre? Ja. Die uitdaging is, wat is die nood in die huis? Wat het die kerk nodig nou om te sê, ek wil vergroot in my area, ons kort sondagsskoolmense, ons kort jeugmense, ons kort musikante, ons kort bronsspelers, ons kort klavierspelers, ons kort allerlei verskillende mense vir die huis van God. Maar jy sit met 'n talent, dan sit jy, dan is jy 'n klaverspeler, maar in jou eie sien van jouself, jy kan jouself nie op die verhoog sien nie, ek kan myself ook nie daar sien. Maar in die Here sien ek die geleerdheid. Money en Roan staan op die, Roan het daar gesit en Money was op die stage. Ek draai om en ek sê vir Roan, kan jy nie sien ons het 'n basspeler nodig? Hy staan net daar op en hy kom voor die geloop en hy loop na die basgitaar en hy sê, nou wat moet hy doen?
Ek sê, jy sal leer hoe om bas te speel. Binne 2 weke, toe staan hy op sy plek en hy speel bas. So wat beteken dit as God jou grondgebied wil vergroot? Hy wil dit vir jou vir homself doen, maar hy wil dit ook vir jou doen, sodat wanneer hy klaar aan jou geraak het, dan het jy 'n kundigheid by hom geleer en gedoen, dat jy kan volhard daarin. Die reaksie gaan my nie stop om in die woord te preek. Of jy nou amen sê, of jy gaan amen sê, ek gaan die 5 weke klaarmaak, waar ek praat oor die seën van die Here. Ek bid dat enigste in die 5 weke gaan iemand iets hoor en dit die hart toeneem. I can't do that. Ek kan alleenlik net die woord bring, net gee die Gees van God. Wanneer ek Woensdag aangeleef het, gaan ek sê, ek beleef vanmôre weer, van wat jy laas week gehoor het, tot nou geen indruk op jou gemaak, but you are waiting for something else, en dat is nie. Die woord van God maak die donkerte oop. Die woord van God skakel die toedeur en hy maak dit oop dat niemand hom kan toemaak. Die woord van God is die realiteit waarin jy jou 'n aandag moet aandagtig maak en sê, ek hoor die stem van die Here. God sê, ek soek 'n man. Ek soek 'n man. Ek soek 'n man en ek soek 'n vrou, maar die Here sê, ek soek 'n man. Ek het 'n man gesoek en ek kon hom nie kry nie, want daar was nie een wat bereid was om te staan. In 2025 soek die Here nog steeds 'n man. Jesaja sê, Here, ek het gehoor, stuur my, ek sal gaan. Die perspektiewe vir die vergroting van die terrein en van die grond. God probeer nuwe terrein oopmaak om dit altyd beskikbaar en vrugbaar is. Kom aan. Die Here soek altyd, hy probeer nuwe terrein oopmaak. Vir wie? Johannes 4:35 sê die woord van God dit. Hy sê hulle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, saai julle oop op en aanskou die lande, dat julle al die wit vir die oes. Hy sê, vir al die wit is vir die oes. Hy sê die volgende, Lukas 10:2, hy sê, toe sê hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan dat die Here, dat die oes, dat hy die arbeiders in sy oes uitstuur. Die oes is ryk. Die vergroting van God se begeerte vanmôre is dat ek strek die teenpenne van jou lewe uit, want ek wil in jouself, wil ek jou vergroot vir wat ek het om te doen. Jy weet, 'n mens kom by 'n plek en jy getuig en jy vertel iemand hoe die groot daad van God. En jy hoef nie by te las nie, jy hoef niks by te voeg nie. Die oes is so ryk daar buite, as jy net van Jesus kan praat en net kan vertel, jy moet hoor wat het ons Sondag gehoor. En die almal om my tafel sal by jou kom rus en sal kom vind, wat sê die woord oor die vergroting van jou gebied. Halleluja. Halleluja. Dank die Here dat ek die geleentheid kry. Ek doen donderdag 'n gedenksdiens. En terwyl ek daar sit, is daar 'n leesstoel. Die stoel is gemaak dat as die saal te groot is, dat die pastoor agter die preekstoel moet gaan sit. En julle ken my en sien my fortuin daar. Hoe voor almal te gaan sit en sê, wag by julle. Jy weet, so ek staan heel agter, of ek sit heel agter en wag tot ek vorentoe genooi word, soos die Bybel sê. So die leesstoel, en net opstaan, toe sê die Heilige Gees, gebruik my leesstoel vir hom. Praat met die leesstoel, en sê, maar ek is nie voor my leesstoel praat. Hy sê, praat met die leesstoel. Het aangeloop kom, die van die Heilige Gees die gebied waar ek staan, en hy maak het 6 keer groot. Maar die moment,
Die moment toe ek praat en sê, die persoon wat op die stoel gesit het, sit nie meer daar nie, toe ek almal se hand. So. Jy weet wat hulle mense kyk en sê, en praat vir my, ons keer honger. Jy weet, maar een kort mannetje. Jy weet, bietjie, dit kan. Mense som jou pas op. Hallo, kom ons sê Afrikaans. Kom soos hier Afrikaans sê, is so. Wat kom hy nou hier? Maar toe die leesstoel gebruik word, en ek sê, ouma, sit nie meer op die stoel hier nie. Sy sit aan die regterkant van God. Hemel. Ek kon 'n naggeloof van. Want wat God gebruik, God reageer gunstig op mense wat begeer om versoek om gestuur te word. As jy 'n reaksie van die Here wil kry, begin by die begin en sê, ek is beskikbaar. Not about me. Not about this and not about that. I'm available. Johan Kombrink is nog steeds op my foon. Hy praat baie met my en hy is daar op dorp, ek wil nie sê waar nie. En hy het na die kerk toe gegaan en toe hy by die kerk kom, toe sê die mense, hy moet 'n afspraak maak. Hy sê, oké, maar ek het nou 4 kilometers geloop tot hier waar ek nou is, so kan die pastoor my nie sien nie, en hy sê, nee, jy moet 'n afspraak maak. Is hy hier? Ja, hy is hier, maar jy het nie 'n afspraak. Waar is die dag toe 'n siel soveel waarde gehad het? Ons het mense by die huis gaan haal, kerk toe. Ek is 'n produk van mense wat my lief gehad het, wat my kom haal het by die huis, en ek by die sentraal van hulle omgewing uitgebly. Hulle het gery om my te kom haal, dat ek deelagtig kan wees in die huis van God, en lofprysing en worship kon lead, van 'n jong seun af, en mense my aangery kerk toe. My aanstaande vrou het saam met my agter 'n bakkie gesit, en 'n klein weet hoe 'n bakkie gesit, op pad kerk toe. Kan jy onthou? Binne van die gebied wat die Here wil vergroot. En dan vandag mense wil my meet. En mense wil kyk en sê vir my sê, hoor jy so, pastoor, ek wil net, jy kan my nie meet nie, want jy weet nie waar kom ek vandaan nie. Amen. Ek kan jou nie meet nie, want ek weet nie waar kom jy vandaan. Ek weet nie waarmee jy sit en waarmee jy nie sit nie. Al wat ek weet vanmôre, dat God in staat is om jou gebied te vergroot, tot wat jy dit wil hê, kan hy dit vergroot. Amen. Hy sê die volgende, hy sê, God reageer gunstig op mense wat begeer en versoek om gestuur te word. Bring my 'n man, bring my 'n vrou wat sê, ek is beskikbaar om te gaan vir die Here, en jy sal van die Here hoor. Mense sê, ja, ek wil dit doen. Mense hardloop weg vir die bediening, man. Ons het die laagste inname van jong mense wat bediening toe wil gaan. Tot in die laas jaar is daar net 11 nuwe inskrywings van mense onder 30 in die bediening. 10 jaar van nou, 20 jaar van nou, waar sal die LGS wees as hulle nie gaan toelaat om as jong mense nie die boodskap kry om die dienaar van God te wees. Dit gaan nie oor ek wil 'n pastoor word nie. Wat van 'n profeet? Wat van 'n evangelis? Wat van 'n apostel? Wat van 'n leraar? Wat mense kan leer in onderrig. Wat van net om God se mense lief te hê? Pastoor, ek meld aan, ek wil hospitaalbesoeke gaan doen. Hoekom nie? Bloedvoete
was in die gemeente by ons. Selfs in die se man. Hy kom na my toe en sê, persoon, ek doen 'n bediening. My bediening is, ek wil hospitaalbediening gaan doen. Kom ek vertel jou iets, tot vandag toe. En ek niemand gehad wat vir my terugvoering kon gee, sodat hulle vir voete gegee vir sy hospitaalbesoeke. Dis ander mense, wat nie stilte net beweeg na mense toe. Die mense gaan besoek, sonder dat ons eers daarvan weet nie. En ek wil sê, dankie vir hulle. Dankie vir die hart, vir die mens. Maar dan is 'n verering wat God bring. Die voorlinies, en hy sê, God het teenstand verraad en verwerping toe vir diegene wat in die voorlinies dinge wil doen. Hy sê Handelinge 9, 15 tot 16. Die Here het gesê, hy sê, hy gaan, want hy is 'n uitverkorene van wat my aan my naam voor heidene, konings en kinders van Israel dra. Die Bybel noem hom 'n vat. So daar's plek vir die Here, die Bybel van God sê, maar het sê die Here vir hom gaan, want hy is vir my 'n uitverkorene werker, om my naam te dra voor die nasies en konings en die kinders van Israel. Hy is die moeite werd. Come on, moeite werd, die kinders van die Here in hierdie plek. Come on, sê ek is die moeite werd. Ek sal gaan en ek sal vir u dit kan doen, omdat my grondgebied vergroot is. Amen. God laat teenstand, verraad en verwerping toe vir diegene wat op die voorlinies is. God laat dit toe. Een van die moeilikste dinge vir 'n student vandag is om in die bediening in te kom. Ek sê, een van die moeilikste dinge vandag vir 'n student om die AGS kerk in te kom as 'n student is 'n moeilike plek. Waarom? Want die bediening het geword vir manne wat nie 'n roeping het. Wat daar bediening toe wil kom, want het lyk vir hom na 'n lekker werk. En dan sê hy is geroep hiervoor. Daarom gaan ons deur 4 keringe. Die eerste kering is in die streek. Waar jy voor die streekraad kom en sê vir hulle, wat wil ek in die bediening doen, of wat soek die Here met my in die bediening? Dan moet jy jou getuienis gee, hoe het God jou geroep tot die bediening. Maar jy sien wat gebeur, kyk. As God jou nie aangestel het nie, as God jou nie geroep het nie, as God jou nie eenkant gesit het, binne 2-3 jaar in die bediening pak jy op en jy loop. Hoekom? Want jy het nie 'n vers wat jou weerstand kan bied teen diegene wat die opwinding op die stuk wat die Here jou gegee het, die teenstand, die verraad, die verwerping, en wat mense bring na jou toe om die toets van die lewe deur te gaan. Daarom wil mense nie hulle grondgebied verweer het. Jabes het gekry presies wat hy God gevra het. Hoekom? Want sy hart was teenoor God opreg om vir God te sê, Here, my ma het my in smarte gedra. Sy het my 'n naam gegee, Jabes, wat beteken, ek het jou gebaar in pyn. My naam is 'n pyn. My naam is 'n nederlaag. Ek is 'n nederlaag. Maar wanneer ek kom en ek gee myself vir u en ek bevestig vanmôre en ek sê, Here, hy begin en sê, Here, hy sê, ek roep u aan as die God van Israel. Ek roep u aan as u my ryklik sal seën. Ek roep u aan dat Here is die God wat my grond wil vermeerder. Waar geen mens se hand enigiets kan byvoeg, is net die Here. Amen.
En mense is bang om vir iemand te sê, wat is dit wat ek vir jou kan doen? Dis nie 'n vraag waarmee jy rondloop by mense kom en jy kom by mense, jy staan voor mense en jy miskien kry jy die behoefte dat jy met hierdie man praat en dan sê, as ek my vrou sê, wat is dit wat ek vir jou kan doen? Ek kan jy nou al sê, wat gaan sy sê? Ek weet, sê gesê, onthou jy ry wasmasjien? Ek weet, maar ek weet nie wat hy gaan sê as ek vir hom praat. Sander, wat is dit wat ek vir jou kan doen? En ek kyk kom met 'n oog, moenie vanaand se diens mis nie, want ek praat juis oor die woorde, wat is dit wat ek vir jou kan doen? En wanneer jy met iemand praat, jy ken nie sy storie nie, jy ken nie sy wees nie, jy weet niks van hom af nie, en iewers weer dring die gees van God op, dis hy. En jy laat toe dat die Heilige Gees deur jou iemand was. Iemand aanraak. Jy wat kan ek vir jou doen? Nommer 1, die persoon is uit haar vel uit, of uit sy vel uit ongemaklik. Wat bedoel jy om vir my te vra, wat is dit wat jy vir my kan doen? Wat is jy man, wat denk jy wat jy vir my kan gee? Ek sal nie verder communikeer nie. Ek sal weer vra, wat is dit wat ek vir jou kan doen? Hy persoon sal dalk sê, jy weet, ek ken nie my storie, of wat ook al die persoon vir jou sê, want ons ken nie almal se stories nie, maar ten minstens het die kerk 'n vraag gevra, wat kan ons vir jou doen? Wat? Jy praat nou van vermenigvuldiging van jou terrein, van jou gebied. Jy praat nou in die hart van God in, want nommer 1, ek soek nie net die rykdom nie, ek soek nie net die eiendomme nie, die eiendomme kom van self, die rykdom kom van self. Die belangrike is dat ek by God se voete is en sê, vergroot my grondgebied, dat u hand oor my kan wees. Terwyl ek geen versoek het, waarom wil ek hê sy hand op my sit? Vir watter rede moet God so 'n eie maak dat ek die voordeel moet trek, but I've got nothing to offer? God beloon wat meer grond nastreef met opwindende oorwinnings en eer. Daniël 12 vers 3 begin so en hy sê, en die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altyd. Dis die regte uitspraak. Altyd. Hy sê in Johannes 5:44 sê die volgende, hoe kan julle glo wat mekaar eer en aanneem, en die eer van die enige God kom, soek julle nie. Die eer wat na die enige God kom, soek julle nie. Wat soek ons? Wat is dit wat ons soek? Hy sê in Romeine 2:5-7, hy sê, maar die oorkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou doring as 'n skat in die dag van die doring en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Hy gaan dan hy sê, maar elkeen sal vir geld na sy werke.
aan die wat deur volharding en goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, ewige lewe. Dis hulle wat weet, daar is meer in God se beloftes, as wat ek nou wat weet. Come on. Come. Sê, besluit, ek kom al daar met die Here. Nou praat jy van, ek moet nou nog iets gaan doen, ek moet nou nog iets verkry, ek moet nog iets hanteer, ek moet nog iets vra, ek moet nog iets verkry, alles gaan oor wat van oor te gee en te sê vir die Here vanmôre, groot my grondgebied. Kom aan. Die praktiese metode is om jou grondgebied uit te brei of om te vergroot. God se verwagte gebied werk uit uitnodigings uit. Daar's 'n uitnodiging vanmôre. Daar's 'n uitnodiging na jou vanmôre. Jy vra, is jy bereid om te stap? Is jy bereid om te sê, ek sien 'n groter prent as net myself? Weet jy kan daarin loop en uitloop sonder om deur God aangeraak te word. Sonder. Jy kan van hierdie Sondag tot en met volgende Sondag leef en sonder 'n aanraking van die Here. Want as jy dit nie soek nie, gaan jy dit nie verkry nie. Die verryking uit God se woord, hy kom vir alle wat hom soek in gees en in waarheid. Come on, church. Mense sê liewer, ons is kinders van die Here. Prys die Here. Wat 'n wonderlike getuienis om te sê. God se gebied uitnodiging is byna altyd onverwags. God se gebied uitnodiging kan direk van God na jou hart. God se gebied van uitnodiging indirek deur 'n ander persoon kom na jou toe en hy sê vir jou, ek sien die hand van die Here is op jou, deur 'n mens. Wat bevestig word in jou hart, wat bevestig word in jou gees, is die Here wat met jou praat. Kom aan. Ek sluit af. Kan ek afsluit? Die Jabes gebed vra. Hy sê in vers 10, hy sê, en Jabes het die God wat eers aangeroep en gesê, o dat U my sou seën en my gebied sou vergroot, sodat U hand oor my sal wees en dat U my van kwaad weerhou, sodat ek nie die pyn sou veroorsaak nie, en God het hom gegee dat die versoek van sy hart. God gave it. Wanneer gaan die kerk geleentheid kry om God te vereer en sê, God het my hart en begeertes en die Here voltooi. Die vergroting van gebied. Julle gaan sien as ek nou praat oor God se hand met my sal wees. Almal gaan sê, halleluja, prys die Here. Maar die vergroting van die gebied is dieselfde as die vermenigvuldiging. Jy sien, dit kos jou iets. Dit kos jou om 'n tyd by die Here neer te bring en sê, Here, vergroot my grondgebied. Enlarge my territory. Dit gaan iets kos. Hy vat die volgende sê, en hulle het gevra, hy sê, jou privaat gebied, ondersoek dit, investigate die terrein waar die Here nou vir jou oopmaak, ondersoek dit, deur onderhoud te voer en uit te vind. Die Here sê, dat ek moet ek 'n bediening begin, en dan moet jy iets gaan doen vir die Here, jy moet iets gaan doen vir besigheid, gaan ondersoek dit.
Gaan vra en sê, die Here wys my, ek moet 'n besigheid hier oopmaak. Gaan vra die mense om dit. Dink julle daar is 'n nood vir so 'n besigheid in die omgewing? Ons is mos nie mense van donker nie. Ons is mense wat vra. Is daar 'n amen? Amen. Vra die vraag en sê, ek hoor die Here wil hê, ek moet hierso 'n besigheid begin. Hoor jy wat sê die mens vir jou? Dan kan jy lees en sê, Here, ek hoor reg, die inspirasie is daar. Hy sê, ondersoek die inspirasie en kyk. Ondersoek dit wat in jou hart dra. Dan loop jy met 'n gedagte al jou lewe. Ek het 'n swaar, want toe ek nog 'n kind was, gepraat het, dat daar moet 'n besigheid gemaak word, wat al die oortollige tyres kan opgebruik. Al die jare het hy gepraat daarvan. Hy's nou 'n ouer man, maar nou in Nigerië is daar 'n swart vrou wat 'n fabriek begin het, waar sy al die tyres, al die gebruikte tyres, bande kry, en hulle in 'n meel verander, en dan sit hulle dit binne die keer op die pad, binne in bakstene wat hulle maak. Hulle maak allerlei goed met ou bande wat gebruik word. Somebody took the idea. Maar as hy meer tyd besteed, kon hy vandag die grootste rubberverwerking gehad het in die land. Inspeksie, kyk na dit wat die Here na jou toe wys. Begin dit inspekteer, begin dit ondersoek en te sê, Here, ek hoor dit is van jou. Amen. Amen. Dis die terrein, grootte van my terrein, grootte van my besigheid, vergrooting van dit wat die Here wil doen in my lewe, vergrooting van die terrein waarop die Here my wil vertrou. As ek een amen kan kry, dankie. Amen. Kom ons staan. Die onbekende is die een wat ons strategie afbreek. Die onbekende weerhou jou om die droom van God te sien vanmôre. En ek weet nie met wie ek praat nie, want dit is nie almal ou mense vanmôre of bejaarde mense vanmôre, die jonge mense ook. Pas op dat jy nie val in die trant wat deur die land nou gaan. Sonder jou kleur of jou dit of dat nie reg is nie. Dan dink jy God slaap. Dit het geword dat ons blankes wakker word. Ons praat nie soos 'n klomp fools nie. Maar die woord van God is nog steeds onder ons en in ons. Die tyd het geword dat die kinders van God opstaan en te sê, vergroot my gebied, Here. Vergroot my terrein. Vergroot my denkwyse, dat ek kan ontvang dit wat U gee. Dat ons kan ontvang wat die beloftes van God vir ons is. Raffie Erasmus het vir die Springbokke gevra, moenie weer toelaat dat iemand in jou omgewing sleg praat van Suid-Afrika. Wees jy die een ambassadeur wat glo dat hierdie land kan staan. Daar's 'n groot gebedsaksie wat nou bid. Sê die land is nou op 'n oortombel na die reg of na die bekeer toe. En wie wat maak ons? Ons kom sê, ag nee, wat? Die kerk kan nie so wees nie.
Ek het 'n versoek uitgestuur donderdag. Laat die kerk opstaan en begin te bid vir die land en kom ons begin te proklameer en te sê hoe goed die Here is vir hierdie land. Want after all, ek het in 'n huis geslaap geslaan, ek het in 'n bed geslaap en ek het geëet. En die brood op die koek is, en ek gaan ry met 'n kar kerk toe. So hoe sleg gaan dit regtig? Maar as ek bid, Here, sal U nie my grondgebied maak vergroot. Dis 'n saak tussen ek en jy, Here, dis 'n saak tussen ons. My versoek is nie die rykdom nie, my versoek is dat U my grondgebied sal vergroot. Vanmôre, as jy so voel vanmôre, sit jou hande hoog op en sê vir die Here. Moenie vir die klag sê vir die Here. Here, vergroot my grondgebied. Vergroot dit, Here. Vergroot die gebied. Vermeerder dit. Vermeerder dit, Here, wat ek het. Vermeerder dit vanmôre. In die lieflike naam van Jesus. Al die vrese wat my bepas, al die dinge in my gedagtes, dit wat mense sê, kanselleer ek vanmôre in hierdie huis. En sê, Here, laat U woord krag dra in elke familie, in elke gesin, in elke mens, van die oudste tot die jongste. Laat dit so wees, Here, in die wonderlike naam van Jesus. Dat die getuienisse sal kom, dat die Here het deure vir ons oopgemaak. Daar is 'n nuwe kennis, 'n nuwe diepte, 'n nuwe liefde vir die woord van God en vir God sal kry om te beleef dit wat hy besig is om te doen in hierdie oomblik. Ons bid vir Suid-Afrika. Ons bid vir die regering. Ons bid, Here, vir die donkerheid om pad te gee vir die lig van God. Ons bestraf elke teenstrydige gees, elke teenstrydige gedagte wat wil teenkom om vernietiging te bring, Here. Kom ons in Jesus naam. Ons breek elke vashou, elke deel breek ons af vanmôre in Jesus naam. Dit wat teen die woord van God staan. En ons sê saam, Amen en Amen. Halleluja. Jy kan die sitplek neem, baie dankie. En wil ek vir die mense wat verjaar, gelukwens vir die week wat kom, loop die Here. Kyle Becker en Hetty Morlock en Hetty, jy is hier, ne? Sy hier staan nie. En Sandra Delport, Charlotte het ook verjaar, het was laatst keer vir Charlotte geluk geweest. Nee, jy staan. Danny Libber, Hetty Morlock, Annette Prins, Ellen de Rocha. As hy enige iemand saam met Hetty wil staan, die welkom, thank you Sandra. Toe ons spreek die Here se seën vir hulle uit, dankie broer Ad, dankie Sataniekie. Ons spreek die seën van die Here oor julle uit nou, in die naam van Jesus. Mag die guns, mag die goedheid, mag die lente van daar oor julle wees in hierdie tydperk. Mag 2026 jou beste wees in dit wat die Here oor jou bestee in Jesus naam. En almal sê saam? Amen. Amen en amen. Dankie Here Jesus. Sê vir Johan en vir Marissa geluk met alle huweliks herdenking. Vader en Anna het ons alweer geluk gewees. Amen. So, wat gaan jy doen om jou terrein uitgebrei te kry? Jy gaan na die Here toe. Kom aan. Kom aan. Die uitstaande deals, die uitstaande kontrakte en dinge wat so oral geplak is, gaan lê jou hande op dit. Kom besigheidsmense. Put your hand down on paper. Say, well, I believe in you to break records. Hallelujah. Ek onthou, ek praat nou uit my eie huis, so is alweer 'n ek-storie, maar dit is 'n ware storie. Toe ek die ander slaghuis gevat het in Waterfall, daar was 'n kamertjie wat 'n kantoor was, ek weet nie hoekom,
In die middel van die vloer het hulle 'n kantoor gehad, en ek het daar die kantoor ingeloop, en ek het daar 'n pen en papier gevat, en ek het 'n grafiek opgetel, so van Januarie maand, reg deur tot en met Desember maand. My skoonseun sit op die stoel langs my, hy kyk my so, hy sê, "Pa, hoe doen nou dit?" Ek sê, "Ek doen dit nie, ek vertrou die Here." Ek vertrou die Here. As jy die Here gaan begin vertrou, meer as jouself, gaan jy iets sien gebeur in jou finansies, in jou besigheid, in jou grondgebied, wat jy aan die Here gee, sal jy sien wat jy nog nooit gesien het. Wees vertroubaar. Ek kom in die huis en ek sê vir Gladys, daar's 2 bedrag. Een uit die besigheid, die besigheid. Dis die bedrag wat jy oorbetaal 'n maand. Beteken dit. Kan jy 'n kwessie praat oor wat doen die besigheid, hoeveel wins het? Ek sê, dis die bedrag wat jy vir die Here gee, dis die bedrag wat jy vir die Here gee. Maar ek vertrou die Here. So, om body by te sit, is om met God te praat, waar jy is. Jy kan nie gaan doen wat ek gedoen, is nie werk en jy sê, die pastoor is met sy kop af. Jy moet jou eie uitwerk. Jou eie saligheid, jou eie dinge moet jy uitwerk. As jy nie geloof het nie, jy kort out, fine. Stay where you are. Maar as jy begin God te glo, net soos vir genesing, net so vir finansiële deurbraak, begin God te glo. En te sien. Amen. Kom staan. Ons gaan die dag vir die tiendes, die offerandes, prys die Here, ons daar kan wees, om dit te kan gee. Dankie vir die seën van die Here. Dankie dat ons die tiendes kan kry, Here, om die eer met dit wat ons verdienste mee verdien het, bring ons na die huis van God. Ja. En ons is trots om dit te kan bring, want U het bly moedig gegee van U. Dis wat die woord sê, Here. So dit wat ons voor U hou, U oor sien dit, U oor merk dit. En ons dank U vanmôre dat ons dit kan bring in die wonderlike naam van Jesus. En almal sê staan, amen. Amen. Kom ons seën die Here met ons goed en ons geld en ons kinders. Kom ons gee hom eer en lof en aanbidding in die wonderlike naam van Jesus. Gaan julle staan? Ek het so gedink. Gaan julle selfe plek swat? Wat gaan jy swat? Computers. Hey. Information science. Juist in school was het net science gehad. Dat was geen inligting daarop. Strek jou hand. Sê vir haar en Anneke, dat Here dat U hand oor hulle sal wees. Here, dankie dat U die kinders gespaar het vir die jare wat verby is in hierdie huis. Ons stuur hulle weg met die seën van die Here, die beskerming van die Here, dat die Here met julle sal wees in Jesus naam. Amen.
Mag dit goed gaan. Ja. Mag, as jy terugkom in jou eerste jaar, as jy volstrooi. As 'n student terugkom huis toe, dan is hulle volstrooi. Dis nie waar. Hulle kom terug met kennis. Baie kennis. Staan saam en vang die seën van. Uit jou hart bedoel jy dit. Die genade van God. Op die genade van die Here Jesus Christus. En die liefde van God. En die gemeenskap van die Heilige Gees. Sy met julle sal wees. Julle almal. The grace of the Lord Jesus and the love of God, the communing of the Holy Spirit, be with you all. Amen. And amen. God bless. Maar net voor jy gaan. Die gemeente is weer oop. Daar is Dinsdag senior burgers byeenkom, 9:00 die oggend. Daar's Woensdagmôre vroue bid hier, 9:00 die oggend. Daar's Woensdagaande Horum 6:30. Daar's Vrydag aande die jeug. Enige iemand wat 13 en ouer is, wat op 13 word, en hulle wil die jeug kom bywoon, julle kom woon dit by, bring jou kinders, eer jou kinders, laat hulle by die jeug bygevoeg word. Ek vertrou dat die Here hulle gaan ontmoet. Die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Vanaand 5:00 is daar